Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker op hierdie Vrydag, die 3 April 2026. Ek is Jacques Pieters, en natuurlijk is hierdie ons kruisigingsboodskap. So 'n bietjie 'n ander tipe boodskap as wat ons gewoond is aan natuurlijk. Soos julle weet, doen ek Dinsdae aande en Donderdag aande 'n Bybelstudie, soms so oor WhatsApp live, waar ons so 'n bietjie praat oor die Bybel, en laasnag, soos hierdie week, het ons nou juist gepraat oor die boek van Petrus, en het was vir my opvallend, dat laasnag ons nou juist gepraat het, oor sekere aspekte, maar iets het my bygeval. Jy weet, ons is onderstel om mense te seën. Die woord leer ons dit, ons moet mense seën, al praat hulle ons sleg, al laster hulle ons, al vloek hulle ons. Een van die moeilikste dinge om te doen natuurlijk is om mense te seën, al is hulle vyandiglik teenoor jou. Kyk toe, Petrus self, dis sy boek waar hy dit sê vir ons in 1 Petrus 3 en 4, om ander te seën. Die Petrus wat 'n man se oor afgekap het, toe hy Jesus wou gevangene neem. Die Petrus wat reageer het teen die vyande, leer ons nou om daai selfde vyande te seën, eerder as om terug te slaan. En ek dink aan die oomblik toe Jesus daar aan die kruis hang. In Lukas 23 vers 34 is daar geskryf, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Die lot daaroor gewerp. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, ek dink, baie mense in hierdie tyd verstaan nie regtig waaroor Paasfees gaan nie, want hulle was nie reg geleer nie. Baie mense gebruik dat as 'n tyd om te drink en om partytjie te hou en om dronk te word. En ek weet, dis nie die tipe boodskap wat mense wil hoor nie, veral nie mense wat in die sonde vervalle geraak het, of wat God nie eer vir dit wat Christus vir ons gedoen het nie. Jy sien, vir my en jou wat ons self Christene noem, is ons veronderstel om God te eer. Met alle respek en alles in ons. Want baie mense verstaan nie, en vir my en jou as voorbeelde moet ons beweeg en doen in so 'n manier dat ander het sien. Maar soveel mense wat hulle self Christene noem, doen dit op die verkeerde manier. Met 'n bottel in die hand, 'n glas drank in die hand, rondslinger en hulle self Christene noem, is eintlik skokkend. Waar val ons heen? En mense kan maar sê, ek oordeel. Maar hierdie is die feite, want die woord sê vir ons, ons moet nie dronk word nie, veral nie op 'n dag wat ons Christus behoort te eer nie. Want jy sien, die mense weet nie wat deur Christus gegaan het vir jou en vir my nie. Dit wat hy gedoen het, dit wat hy opgegee het hy nie verdien nie. Maar hy het dit gegee, sodat ek en jy tot vergifnis van ons sondes kan kom. Hierdie is 'n dag wat ons hom moet eer. Of dit die regte dag is of die regte datum is, maak nie saak nie. Ons gebruik hierdie dag om hom te eer. Ons gebruik hierdie dag om sy naam groot te maak. Om hom te loof en te prys. Hierdie moet een van die grootste Sabbatdag te wees wat daar is. Die dag wat ons sy kruisiging vier. Nie omdat dit 'n dag moet wees van genot en drank en partytjie nie, maar 'n dag wat ons hom groot maak, hom eer, hom prys, hom loof, hom dien, met alles in ons. Sodat ons ook soos Jesus, wat die voorbeeld is, ons voorloper is, soos die disippels ons voorlopers is, ook kan sê, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien,
Dit is nie maklik om net te vergewe nie. Dit is nie maklik om mense te seën wat jou slaan nie. Dit is nie maklik om mense te seën wat jou verloon, vir jou kwaad spreek, vir jou vloek nie. Dit is nie maklik nie. Maar dit is wat ons moet beoefen en ons moet dit leer om dit te doen. Die beste van alles is dat hierdie is al so lank voor Christus self op die aarde was, voorspel. En mense kan maar sê, dit is geskrywe deur mense, dit is geskrywe deur mense hande. Maar as jy die regte geskiedenis ken van die skrywers, van die boeke, wat ons kan lees, wat in ons Bybels is, dan sal jy weet, dit kan nie anders as om waar te wees nie. Die boek van Jesaja is geskrywe 'n paar honderd jaar voordat Jesus op die aarde was. Paar honderd jaar. En Jesaja skryf in Jesaja 52 vanaf vers 13, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word, soos baie hulle oor u verstom het. So misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Verstaan jy waardeur Christus gegaan het vir jou? Verstaan jy wat dit beteken as iemand se gesig misvormd is? Nie omdat hy so gebore is nie, maar omdat hy so geslaan is, omdat hy regverdig was, omdat hy reg gedoen het. Geen sonde was in hom nie. Hy het net goed gedoen aan ander. En ons weet dit ook vandag, wanneer ons goed doen, dan kom die laster oor ons, die sleggesprokenheid. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Jy sien, baie mense het nie gesien toe Jesus daai pad stap nie. Maar as jy die stories van Christus ken, as jy al die stories gelees het in die Bybel, ek weet, daar's baie mense wat sê, ons het nie nodig om ons Bybels te lees, maar hoe anders gaan jy God leer ken? Hoe anders gaan jy Christus leer ken? Nie uit die mond van ander uit nie, want daar is baie misleiding vandag. Die woord word so baie verdraai, so baie mense is bemoedigende sprekers, en hulle haal net uit wat hulle dink goed klink uit die woord uit. Jesaja 53 vers 1, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig uit opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Nou in die dae toe Saul as koning gekies was oor Israel, was hy 'n man van aansien, hy was 'n man met lengte, hy het 'n kop bo ander uitgestaan, hy was goed van aansien, goed gesproke, goed gebou, mense het van hom gehou, mense het hom gekies, mense het hom gekies as koning oor Israel. En God het vir Samuel gestuur met 'n kruik olie om hom te gaan salf. Nie so dat hy gestuur het vir Dawid se salwing met 'n horingolie nie. 'n Kruik olie. Dit laat my dink aan die storie van Kain en Abel. Kain het verkeerd geoffer voor die oë van die Here, maar Abel het reg geoffer. Jy sien, daar's reg en daar is verkeerd. Die woord sê vir ons uit Jesaja dat Jesus was nie mooi van aansien gewees nie. Hy was nie aantreklik nie. Hy het nie 'n voorkoms gehad dat mense hom sou begeer nie. Want dit is hoe God dit gekies het. Dat hulle hom nie moet volg omdat hy aantreklik is of welgebou is, mooi van aansien is nie. Nee,
Hulle moes hom volg omdat hy die woord van die lewe bring. Hulle moes hom volg omdat hy lewe bring en nie dood nie. Hulle moes hom volg omdat hulle begeer het vir dit wat hy doen. Die dowes kon hoor, die blindes kon sien, die krepeles kon weer loop. Dis hoekom ons Jesus moet volg, want hy verander die pyn in blydskap. Hy verander die bekleierery in vrede. Al kom daar 'n bekleierery na ons toe, sal ons met vrede antwoord. En met vrede sal die mens reageer. Hy was verag, vers 3, en deur die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Jy sien die dag toe Jesus daai pad stap met die kruis op sy skouer, het die mense vir hom gelag, het die mense hom gespot, het hulle hom geterg en hom gevloek, hom gespoeg en gegooi met klippe. Daardie dag toe hy stap met die kruis, met daai mense wat hom sleg maak, sy name op daai kruis geskrywe, het hy selfs daar gehang aan die kruis en gesê, vergewe hulle. Vergewe hulle. Waar was al daai mense wat hy genees het? Waar is die blindes wat hy laat sien het? Waar is daai melaatses wat hy genees het? Waar is daai krepeles wat kon loop? Waar is daai dowes wat weer kon hoor? Waar was hulle? Jy sien, hulle almal was stil en bang. Hulle het nie verstaan wat aangaan nie. Want hulle het gehoop en gedink, hier is die koning, wat almal gaan verlos, maar hulle verlossing was op die verkeerde gedagtes. Jesus het gekom om ons te verlos van ons duistere sondes. Vers 4, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En nou wys ons vandag geen dankbaarheid vir wat hy gedoen het vir ons nie. En ek sê dit weer, dis nie omdat ek mense oordeel nie. Dit maak my hart seer om te dink, dit wat Jesus gedoen het, vir my en jou. Die pyn waardeur hy gegaan het, omdat hy ons oortredinge gedra het, ons, my en joune. En dit is hoe ons sê dankie. Dit is hoe die mensdom sê dankie. Jy sien, nou vra mense, hoekom is daar oorlog, hoekom is daar geweld in hierdie wêreld? Want dit is omdat mense die ander dinge kies en nie God self nie. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, terwille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Luister, geen gedrog was in sy mond nie. Geen bedrog nie. Jesus het geen kwaad gespreek teenoor die wat hom mishandel nie. Hy het geen kwaad gespreek teenoor die wat hom laster nie. Hy het geen kwaad gespreek teen enige iemand daar nie.
Jy sien, ons is vandag veronderstel om op ons knieë te wees voor die Allerhoogste God. Ons is veronderstel om hom te eer met alle lof en eer. Vers 10 sê, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak as sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak. En hy sal hulle skuld dra. Hy het ons skuld gedra, my en jou skuld. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het en vir die oortreders gebid het. Hoor daar, hierso bevestig Jesaja, lang voordat Jesus aan daai kruis gehang het, honderde jare voor dit, bevestig Jesaja dat Jesus vir die oortreders gebid het. En wat maak die oortreders vandag? Vergeef hulle, Vader. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En daarom sê die woord vir ons, dat ons gaan boet vir ons werke. Ons gaan betaal vir ons optredes. Want jy sien, die Vader het vir ons 'n vrye keuse gegee op hierdie tyd. 'n Keuse sodat hy kan kom en ons kan besoek, sodat hy ons harte kan deursoek. My vraag is net, hoeveel mense laat dit toe dat God hulle deur die smeltkroes vat, dat hy die duisternis van ons kan verwyder? Nie een van ons is perfek gebore nie, ek verstaan dit. Maar laat ons God toe om te beweeg in ons lewe. Laat ons God toe om te doen in my en jou lewe wat Christus gedoen het vir my en jou. Is ons bereid om te ly omdat ons sy volgelinge is? Jy sien, want baie dink dat ons het nie nodig om te ly nie. Dit moenie sleg gaan met ons as Christene nie. Jy sien, die woord leer ons anders. Dis 'n valse lering wanneer ons dink dit moet net goed gaan met ons. Dis 'n valse hoop dat ons dink dit moet net goed gaan, en ek praat nou finansiëel met wêreldse dinge. Dit kan nie net altyd goed gaan nie. Mense gaan ons haat, mense gaan teen ons draai, ons gaan daai van sukkel. Petrus sê dit, Paulus sê dit, Lukas sê dit, almal wat Jesus gevolg het sê dit, behalwe die mensdom van vandag se dae. Dit kan nie net altyd goed gaan nie. Ons kan nie net altyd gesond wees nie. Maar wat dit beteken is dat wanneer ons gelaster word, dit nog steeds goed gaan met ons, want ons het nie nodig om dit op te neem nie, want ons is kinders van God. Jy sien 1 Petrus 3 vers 17 sê, want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen, want jy sien, wanneer ons kwaad doen, dan kom die pak slaag van God af. En as ons goed doen en die pak slaag kom van mense af of ander, dan hoef ons nie bekommerd te wees nie, want ons seën kom van God af. Ons moet nie bekommerd wees oor wat mense aan ons kan doen nie, maar dit wat God aan ons kan doen. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely. Hy, die regverdige, gaan lees Jesaja 53, en kyk, daar het Jesaja ook geskryf, die regverdige vir die onregverdiges.
het hy gelei, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. En wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Hier is weer 'n herhaling van die doop, 'n herhaling van dit wat Christus vir my en jou gedoen het. 'n Herhaling waarvan die teebeeld, die doop ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Vergeef hulle, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan ek en jy dit sê vandag? Kan ek en jy vandag die vryspreek wat kwaad gespreek het teenoor ons? Kan ek en jy vandag die vryspreek wat ons seer gemaak het, wat ons gevloek het, wat ons deurboor het met woorde? Kan ons hulle vergewe vandag? Want Jesus het almal vergewe aan die kruis. Maar jy sien, nie almal aanvaar dit nie, nie almal glo dit nie, want wanneer mense dit glo en aanvaar, dan sal hulle ook sterf in die vlees en opstaan in die gees, deur die wedergeboorte gaan, sodat Petrus ons hier vertel, want dit is wat gebeur het die dag, toe almal die 8 mense in die ark ingegaan het. Hulle is gedoop deur die woord. Hulle is gedoop deur God die Vader. Hulle is gedoop deur die opstanding van Jesus Christus word ek en jy gedoop. Deur sy kruisiging is dit die beeld, die teebeeld dat ek en jy kan sterf in die water, in vlees, en wanneer ons opkom is ons gebore in die gees. Dit is wat die kruisiging is. Die kruisiging en die opstanding is vir my en jou om te sterf in die vlees. Om te sê, Here, vergewe my, vergewe die wat teen my ook gesondig het, en geef vir my die ewige brood wat U kan gee. Geef vir my U woord in my hart, geef my die lewende water deur my siel. Here, maak my skoon van binne, sodat die Heilige Gees in my kan woon, sodat ek daagliks kan leer en groei in die woord, want dit is hoekom U gelei het vir ons. Wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle heel ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brassery, drinkpartye en ongeoorloofde afgodery. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sonde bedek. Wees gasvry jeens mekaar, sonder om te murmureer.
Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag van God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Die skrifte vandag was Jesaja 53, vanaf 52, vers 13, tot 53 vers 12, en natuurlijk was dit ook Lukas 23 vers 34. Vergewe mekaar. Kom ons begin oor vandag. Kom ons begin werk in ons eie lewens. En onthou, ek het nie hierdie woord gedeel omdat ek mense wil sleg maak of omdat ek mense wil oordeel nie, maar ons moet begin oplet na wat aangaan. En ons moet begin besluit saam met wie ons beweeg, want die woord waarsku ons baie duidelik. 1 Petrus 3 en 4 is die laaste skrif wat ek gedeel het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here, dat U vir ons die regverdige gestuur het, om vir die onregverdiges wat ek en elkeen is wat hierdie woord hoor vandag, dat die regverdige vir ons wat onregverdig is gesterf het, gelei het. Here, laat ek nie sleg voel wanneer ek onder lyde is nie. Laat ek nie toornig word omdat mense my sleg behandel nie, maar omdat ek weet, Here, dat as ek mense seën, al maak hulle my sleg, dat U na my sal kyk, Here, dat U my sal seën. Vader, my gebed is vandag, Here, dat U elkeen wat hierdie woord hoor vandag, Here, dat U hulle sal help, Here, dat wanneer hulle gelaster word, wanneer hulle gevloek word, wanneer mense hulle sleg sê, wanneer mense hulle vloek, wanneer mense hulle wil bedruk, Here, dat hulle kan staan en sê, seën hulle, seën hulle, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hemelse Vader, vandag bid ek vir elkeen wat die hand in drank neem, Here, wat nie nugter wil wees op hierdie dag nie, Here, in plaas daarvan dat hulle U moet dien, eer en loof, Here. Vader, ek vra dat U in hulle harte en hulle gedagtes sal werk, Here, dat hulle hierdie dag sal loof en prys in U naam, dat hierdie dag sal word so dit moet wees. Vader, maak los die mens, want ons kyk na die wêreld se duisternis, en dit bring hartseer in ons wat U dien. Veral wanneer ons kyk na ons geliefdes, Here, en ons sien, hulle ken nie die waarheid nie, hulle ken nie U woord nie. Daar is bedrog in hulle. Vader, daarom vra ons vandag, vergewe hulle, maar laat hulle verander word, Here, deur die woord, deur die genade, deur die liefde wat U gegee het, deur Jesus Christus wat gelei het vir ons elkeen, wat misvormd was, soos wat Jesaja sê. Vader, dankie dat jy aan ons elkeen gedink het. Dankie, Here, in Jesus naam. Loof ons, prys U, want aan U kom alle eer toe. Genade is in U naam, Here. Liefde bo alles. En daarom eer ons U en ons loof en ons prys U tot in alle ewigheid. Amen. Onthou, lees jou Bybel self. Moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie, veral in hierdie dae. Groete.